Sometimes if you move carefully through the forest, breathing like the ones in the old stories, who could cross a shimmering bed of dry leaves without a sound, you come to a place whose only task is to trouble you with tiny but frightening requests, conceived out of nowhere, but in this place, beginning to lead everywhere. Requests to stop what you are doing right now and to stop what you are becoming while you do it. Questions that can make or unmake a life. Questions that have patiently waited for you. Questions that have no right to go away. Job 38. Toe het die Here Job uit 'n stormwind geantwoord. Staal jou, ek sal die vraag stel, en dan antwoord jy my. Het die reën 'n vader? Waar kom dou vandaan? Wie is die moeder van ys? Wie gee geboorte aan ryp uit die lug? Kan jy die 7 ster vasknoop, of die bande van Orion losmaak? Kan jy sorg dat die sterre op die regte tyd opkom? Kan jy die beer met sy kleintjies laat uitkom? Ken jy die wette van die natuur? Weet jy hoe God oor die aarde regeer? Kan jy met die wolke praat sodat hulle begin reën? Kan jy weerligstrale maak en dit laat tref soos jy wil? Wie gee intuïsie en instink aan die mens? Wie is slim genoeg om die wolke te tel? Wie kan die waterkanne van die hemel omkeer, wanneer die grond droog is en die kluite kliphard? Job 42 vers 5. Volgens hoorsê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Daar is vrae wat 'n lewe kan maak of breek. Vrae wat geduldig op jou gewag het. Vrae wat geen reg het om te verdwyn nie. Vrae is lewendig en miskien is ek op die oomblik 'n bietjie bias, omdat ek nie eintlik antwoorde het nie. Ek het min antwoorde vir min dinge. So ek moet my wend na vrae. Maar vrae is vry en vrae bring mens in beroering, terwyl antwoorde jy dikwels begrawe. Vra, het jy regtig vel in die spel? As ons dink aan die reeks waarmee ons besig is. Want in die teenwoordigheid van 'n vraag kan jy dink, kan jy voel, kan jy bloei, kan jy stoei, kan jy bewe, kan jy lewe. Vra laat elke senuwee in jou lyf op aandag staan. En vra maak ons kwesbaar, terwyl antwoorde die illusie van veiligheid skep. Ek wil sê, terwyl dit beheer bring, maar dis ook die illusie van beheer. Ons het nooit werklik beheer nie. Vraagtekens is rekmerke. Dit word in die liggaam ervaar. As 'n knop in die maag, vlinders op die krop, 'n swaar bors, trane of nuwe moontlikhede wat voel of dit in jou keel vassit. Antwoorde bly dikwels maar net in die kop. Ek het net so 'n paar vrae raak gelees. Ek gaan net 'n paar vrae. En sommige daarvan is nie eers diep nie. En ek wil jou uitnooi om dit net te hoor, om dit te ontvang. Was daar 'n ervaring in jou kinderjare, toe jy besef het, jou ouers het nie al die antwoorde nie? Is daar 'n reuk wat 'n baie lewendige herinnering vir jou terugbring?
Wat is die grootste opoffering wat jy al ooit gemaak het? Was jy ooit obsessief oor 'n spesifieke kosmiese vraag as 'n kind? Hoe het verlies jou lewe gevorm? Wat is 'n oortuiging waarvan jy moeilik ontslae raak, selfs al wil jy? Watter oortuiging of klein geloof help jou om sin te maak van die wêreld? Dink jy mense kan regtig verander? Wat is die gesprek eintlik minder formeel? Wat is die gesels wat jy in jou lewe op die oomblik aan die gang het? Waaroor kuier jy in jou lewe? David White praat so tydens 'n onderhoud met Krista Tippett, terwyl hy verwys na John O'Donoghue, wat baie keer gesê het, ons kan 'n mooier, ek sukkel altyd met mind, ek gaan dit nou in Engels sê, how you shape a more beautiful mind. En dan het hy gesê, it's an actual discipline, no matter what circumstances you're in. And then antwoord David White, and I say, the way I interpreted it was the discipline of asking beautiful questions, and that a beautiful question shapes a beautiful mind. And so the ability to ask beautiful questions, often in very unbeautiful moments, is one of the great disciplines of a human life. And a beautiful question starts to shape your identity as much by asking it as it does by having it answered. And you don't have to do anything about it. You just have to keep asking. And before you know it, you will find yourself actually shaping a different life, meeting different people, finding conversations that are leading you in those directions that you wouldn't even have seen before. Op haar sterfbed, so word vertel, het Gertrude Stein die volgende vraag gevra: wat is die antwoord? En toe na 'n lang stilte, wat is die vraag? Ek dink om te begin, as ons nie deur die Bybel soek vir al die antwoorde wat dit gee nie, maar om te begin deur te luister na die vrae wat gevra word, sal dit ons geloof en lewe op 'n mooier manier vorm. Daar is miskien geen groter rede om die Bybel te lees nie as juist dit. Iewers tussen al daai dun blaadjies wag 'n vraag op elke leser. Die een vraag waarvoor hy hom al jare lank doof hou. Die een vraag wat dalk die sentrale vraag van haar lewe mag wees. En dis 'n radikale ding om te sê, watter vraag dra ek in my eie lyf rond, wat nie in my ingedrul of ingevuur is nie. Watter vraag is actually my eie vraag? Het my ouers, my samelewing, my onderrigsisteem 'n sekere vraag uit my getrek wat daarin was, of het hulle al hulle vrae op my afgedwing en dis die vraag wat nog steeds binne in my leef? Want 'n vraag, soos sê David White, is a gravitational path that is leading you to the horizon, both inward and outward. Were you ever given time, unbullied or uncoerced, to ask yourself
what your own damn beautiful question was, irrespective of others. That's perhaps the best education of all. In Rilke se woorde in Afrikaans, ek het dit net vry vertaal, ek smeek jou om geduld te hê met alles wat onopgelos in jou hart lê, om die vrae lief te hê asof hulle geheime kamers is, of boeke geskryf in vreemde tale. Moenie soek vir die antwoorde wat nie nou vir jou gegee kan word nie. Jy sal in elk geval nie weet hoe om hulle nou te leef nie, of hoe om hulle te oorleef nie. En dis juist die punt. Om alles ten volle te leef, te beleef, te deurleef. Leef nou die vraag. En miskien op 'n dag in die toekoms sal jy dan stil, onopgemerk, sonder dat jy eers agterkom, jou pad in die antwoord in leef. So die woord question kom van die Latyns wat beteken om te soek en te vra en ondersoek in te stel, en dit deel natuurlik dieselfde wortel met quest. Vra is kragtige bondgenote op ons geestelike reis. Dit strek ons denke, ons liggaam, ons siel, en mag ek sê ons vel bietjie weier oop. Dit laat 'n mens anders kyk, mits jy die vraag kans gee om vraag te wees, voor dit antwoord word. Hier is 'n aanhaling waarop ek die res van die boodskap gaan skoei en wat my verlede week in my spore gestuit het. The task of the right eye is to peer into the telescope, while the left eye peers into the microscope. Ons dink dikwels ons grootste probleem is dat ons nie genoeg weet nie, dat ons nie genoeg antwoorde het nie. Maar die meeste van die tyd is dit eerder so, ons weet nie met genoeg van ons nie. Ons kyk net op een manier. Cynthia Bourgeois sê dit so, sy sê, wisdom is not knowing more, it is knowing with more of you. Ons hoor dit baie keer, dat die mens eintlik net, ons gebruik net so 'n paar, so klein persentasie van ons vermoëns, van ons brein, van ons kollektiewe bewussyn, terwyl daar soveel meer is. Jy sal dit seker ook raak sien in gebalanseerde verhoudings en huwelike. Daar's een persoon wat graagter deur 'n teleskoop kyk en een wat meer keer die mikroskoop inspann. En die een kan nie sonder die ander nie. Die een oog kyk wyd, kyk ver en sien die groot prentjie en probeer sin vind in byvoorbeeld pyn in 'n kosmiese konteks. En die ander oog kyk fyn, sien die details, gaan persoonlik om met wat voor hom is, byvoorbeeld 'n wond. Een van die mees aardskuddende hoofstukke in die Bybel, vir my althans, is Job 38. En deur die hele boek sien ons hoe Job vir God konfronteer. Dit wat ons geleer is, ons nie moet doen nie. God is die antwoord, moenie vra nie. Baie van ons groot geword nie. Maar Job skree op God. Job beskuldig God. Hy praat self sarkasties en sê hy wil niks meer met God te doen hê nie. Die soort gebed wat net gebid kan word as die bidder 'n diep ervaring het van God se nabyheid. Die arena wat ons soms beskryf as die plek waar engele te bang is om te loop. Job beroep hom op God, teen God, in God se nabyheid. En dan wat voel soos 'n ewigheid van stilte na dit, praat God. En hierdie godsrede in Job 38 tot 41 vorm die klimaks van hierdie stuk Hebreëse poësie. En mense verwag dat God op hierdie stadium aan Job 'n rits verklaringe gee vir sy lyding. Maar dit gebeur nie. God antwoord Job se aanklaende vraag met 'n stortvloed van meer as 80 retoriese wedervrae, waarvan een is: waar was jy toe ek die fondasies van die aarde gelê het?
En God begin as het ware sy antwoord, wat bestaan uit 'n klomp vrae, in die stormwind met hierdie openingssin, staal jou. Ek sal die vraag stel en dan antwoord jy my. En die ou vertaling sê, gord dan soos 'n man jou heupe. Maar ek weet nie of God sulke argaïse trills of chantaal sou gebruik nie, want het julle al gesien hoe gord 'n vrou haar heupe. En dan neem God vir Job op 'n virtuele toer. Hy span sy regteroog in 'n komplekse wye woeste plek, wat nie net swart en wit is nie, maar waarvan hy sy oog op elke detail het. Die linkeroog word nie toegeknyp nie. En dan sê God, Job was reg. Nie sy aannames nie sy logika nie sy argumente nie, sy gebed. Om te stry en te worstel met God en te vertrou dat God weet wat om met ons eerlikheid en ons rou te doen. Dat God sien dat Job werklik vel in die spel het. En dis hier wat ek begin wonder het. Of die teleskoop en die mikroskoop al is wat nodig is. Is daar nie dalk 'n derde ding? Soos wat die rule of 3, die wet van 3's sê nie. Dat dit nie dit of dat is nie. Maar beide en dan nog. Wat van 'n stetoskoop? Stetos beteken borskas. En skoop, snaaks genoeg, is afgelei van om ondersoek in te stel, maar 'n stetoskoop is nie iets waarmee mens kyk nie. Dis iets waarmee mens luister. So in teenstelling met Job se vriende, wat net die groot prentjie probeer sien, hoe hierdie lyding nou sin maak, en die wond voor hulle mis, teleskoopoog. En Job wat net sy liggaam, en net sy pyn, en net sy rou ervaring van God se afwesigheid sien, mikroskoopoog, gee God nie 'n verduideliking nie. Hy verander Job se blik. God ontken nooit Job se pyn nie, maar deurspoel dit met 'n groter werklikheid. God antwoord nie al Job se hoekoms nie, maar nooi Job om anders te kyk. 'n geloof wat met albei oë kyk, het nie net groot idees oor God nie, maar dit gaan ook nie net oor my eie ervarings nie. Dis om met een oog die misterie raak te sien en met die ander die traan op my wang. Ek ontken nie my pyn nie, maar ek word ook nie daardeur ingesluk nie. Vra, hou albei ons oë oop en ons liggame betrokke. En een van die mooiste vrae vir my in hierdie hele godsrede kom dan voor in vers 28. Het die reën 'n vader? En dis nie 'n vraag vir Job se kop nie. Het die reën 'n pa? Dis vir sy verbeelding, dis vir sy liggaam, dis vir sy hart. En dan gaan dit aan. Kan jy met die wolke praat sodat hulle begin reën? Kan jy weerligstrale maak en dit laat tref soos jy wil? Wie gee intuïsie en instink aan die mens? Wie is slim genoeg om die wolke te tel? Wie kan die waterkanne van die hemel omkeer wanneer die grond droog is en die kluite kliphard? Reën wat nie beheer kan word nie, nie beveel kan word nie, nie verdien kan word nie, nie verduidelik kan word nie, net ontvang kan word. Reën wat ons herinner dat ons nie van verklaringe leef nie, maar van gawes. Dat geloof nie 'n verduideliking, 'n vang van God is nie, maar 'n ontvang van God. Die mikroskoop ontleed pyn, benoem simptome en sê wat fout is, en dis baie belangrik soms. Die teleskoop plaas pyn in 'n groter konteks en sê waar dit inpas, ook baie belangrik. Die stetoskoop wat God hier inspan, gaan oor meer as kyk. Dis 'n instrument vir luister, om na die borskas te luister. Die hele psalms wys dit vir ons. En dit werk net as jy naby genoeg kom, eers stil genoeg raak, eers lank genoeg nie praat nie. Jy kan dit nie gebruik as jy argumenteer, verklaar of diagnoseer uit die verte nie. Dit vra teenwoordigheid, nie eerstens interpretasie nie. Dit luister na die lewe, hoor of daar asem is en wat die aard van die asem is, of daar asemnood is. Ek dink dis 'n
'n wonderlike model van heling wat God hier vir ons voorhou. Wanneer iemand in pyn is, moenie dadelik die mikroskoop of die teleskoop uitruk nie. Sit eers jou stetoskoop aan. Luister na die stem, die asem, die stilte. Want dis hoe jy ook werklik vel in die spel kry. Want dikwels met stetoskoop of mikroskoop, waantoe jy ook al eers te gaan, is dit 'n manier om jouself, om iemand van jou, om die stof van jou voete af te skud en te sê, ek het probeer, ek het my deel gedoen. Met 'n stetoskoop het jy nooit jou deel gedoen nie. Met 'n stetoskoop het liefde 'n onafwerkbare agenda. Moet jy aanhou luister. Moet jy vel in die spel hê. Die mikroskoop vra, wat gebeur hier? En die grootste gevaar hier is reduksie, om iets uit te laat. En die gawe hier is eerlikheid. Die teleskoop vra, waar pas dit in? En die grootste gevaar hier is abstraksie, en die grootste gawe wat dit bring is hoop. Die stetoskoop vra, is daar lewe? Die grootste gevaar is ongemak, en die grootste gawe wat dit bring is teenwoordigheid. Soms moet ons inzoom om eerlik te wees, en soms moet ons uitzoom om nie in wanhoop te verval nie. Die mikroskoop help ons sien, die teleskoop help ons glo, en die stetoskoop help ons om te bly, om teenwoordig te wees, om hier en nou te wees. Ek gaan Rob Bell se woorde so bietjie aanpas en afsluit. Because sometimes you need a biologist, and sometimes you need a poet, and sometimes you need rain. Sometimes you need a scientist, and sometimes you need a song, and sometimes you need silence. In Job 42 vers 5 sê Job, volgens hoor sê, het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Hy sê nie my oë nie, hy sê nie my regter oog of my linker oog nie. Asof hy wil sê, my derde oog, die oog agter my oë, die gees van my gees, die gees wat uitroep na gees. Ek wil jou uitnooi om fyn te gaan luister, om stil genoeg te raak om te gaan luister wat die vraag is, wat jou vraag is, wat die vraag is, wat die woord vir jou vra, wat die as dit nie gaan oor hoor sê, of iets wat jy iewers gehoor het, of iets wat in jou ingedrul is nie, wat is die vraag wat in jou eie liggaam leef? Wat is die vraag wat God in jou geplaas het? Wat is die vraag wat jy moet lief hê, asof hulle skatkamers is, en jou lewe kan ontsluit? Kom ons bid saam. Here, dankie dat u nie net ontleed nie. Dankie dat u nie net vir ons op kosmiese reise vat nie, alhoewel dit ook belangrik is. Maar dankie dat u luister, dat u altyd luister of daar nog lewe is, of daar nog asem is. Here, help ons om
om nie net verklaringe op te eis nie. En wat sal dit in elk geval help? Om u nie voortdurend te probeer vang nie, maar u te ontvang. Dankie dat daar soveel dinge is waaroor ons in verwondering kan leef, wat ons kan aangryp sonder om dit te begryp. En dankie vir hierdie wonderlike stuk poësie wat nie net met ons koppe praat nie, maar met ons harte en ons verbeeldings. En dat u dit goed gedink het om dit in te sluit. Al hierdie beautiful questions in 'n boek wat baie keer net oor gepraat word as wette en regulasies. Dit help ons om die vrae en die uitnodigings in u woord raak te lees en om dit te gaan wees in hierdie wêreld. Nie sekerheid nie, maar liefde. Amen. Baie dankie vir almal se voortdurend gee om hierdie platform aan te hou moontlik maak, ook in die vorm van jou finansies, waar dit baie keer nogal regtig vel in die spel is. Jy kan in Via se bank besonderhede kry op die web of op die app, of die SnapScan kode gebruik. 'n mooi week vir jou. Mag jy aanhou om vrae te vra.